Ons gaan nou kyk hoe bewys ons die kosdeel vir 'n stomphoekige driehoek. Met ander woorde, as die hoek P groter is as 90 grade, dan jy moet ook hierdie bewys ken. So dit is nodig dat ons nou kyk hoe dit so is. Is dit so vir enige driehoek wat ons dus wil bepaal? Nou in die eerste plek het julle onthou, sal jy onthou by die eerste driehoek wat ons gedoen het vir die kosdeel, het ek 'n sy gemerk en ek het hom X gemaak en ek gaan in hierdie selfde geval, ek gaan hier dieselfde doen. Ek gaan hierdie sy X maak. Let nou op dat hierdie sy DC is nou A plus X en nie A min X soos wat dit net nou was. So dis A plus X. Die volgende ene wat jy moet onthou, dat as hierdie die hoek B is, dan is hierdie hoek hier langs en dan seker 180 grade minus B. So dit is wat ons nou gaan gebruik om dit te bewys. Goed, ek gaan maar dieselfde proses volg, want ek gaan sê dat as ek gaan kyk na die geel driehoekie, of ons maak dit dan nou maar die kleiner driehoekie, as ek na hom gaan kyk, dan sê ek dat C kwadraat gelyk is aan H kwadraat plus X kwadraat, en as ek hom reg skryf, dan kry ek dat H kwadraat gelyk is aan C kwadraat minus X kwadraat. Gaan kyk ons nou in die ander driehoek, die blou driehoek, kyk wat gebeur in hom, dan sê ons, dan is, ek moet nou by sê, jammer, nie net die blou driehoek nie, dit is ook die hele gedeelte hier saam. Met ander woorde, dis nou die geel driehoek ingesluit. Dit vorm nou die blou driehoek. Nie net die een driehoek nie, dis nou al twee saam wat ek wil in 90 grade driehoek werk. So die blou driehoek is alles nou ingesluit. Reg. Nou gaan kyk wat gebeur daar. Dan sê ek, volgens Pythagoras is B kwadraat weer eens nou gelyk aan A kwadraat, maar in die geval plus A plus X kwadraat. As ek hom weer gaan regskryf, dan kry ek dat H kwadraat gelyk is aan B kwadraat minus A plus X kwadraat. So as ek sit weer met dieselfde situasie hier, ons sit weer in albei gevalle is daar 'n H kwadraat. Dit beteken dat ons die twee regterkante gelyk aan mekaar kan stel. Daai twee kante, die is dan nou gelyk aan mekaar aangesien hulle albei gelyk is aan H kwadraat. Goed, so kom ons gaan skryf dit. Nou kry ons dus C kwadraat minus X kwadraat is gelyk aan B kwadraat minus A plus X kwadraat. Nou op 'n manier, neem ek maar jou algebraïese manipulasie van vergelykings ken, jy moet weet hoe om goed uit te maal en rond te skuif en te eenvoudig, gaan ek dit nou doen, en as ek dit doen, dan kry ek, die linkerkant bly nog steeds wat hy was, maar ons kry nou aan die regterkant, kry ons B kwadraat minus, daai word dan A kwadraat plus 2AX plus X kwadraat, en dit word dan nou B kwadraat minus A kwadraat minus 2AX minus X kwadraat. Dit is nou waar aan C kwadraat minus X kwadraat gelyk is. Ons kan nou weer sien, aan beide kante is daar 'n min X kwadraat, so hulle twee gaan met mekaar wegval. En as ek die B kwadraat nou aan hierdie kant hou, en skryf die ander oor, dan kry ek A kwadraat plus C kwadraat plus 2AX, en weer, omdat hy net nie in 'n lekker volgorde is nie, skryf ek dan nou dat B kwadraat gelyk is aan A kwadraat plus C kwadraat plus 2AX. Die groot verskil wat ons nou kry tussen die twee probleme wat ons net nou gehad het, is in hierdie geval het ons 'n plus, en wanneer ons 'n skerphoekige driehoek werk, is daai ou 'n minus. So hoe gaan ons van daai minus ontslaa? Goed, ek sit weer met die probleem van X. Kan ek dalk op 'n manier vir X iets anders te kry? X op 'n ander manier kan kry, dan kan ek hom in sy plek vervang. Nou gaan ek na X doen, ek sê reg. Volgens wat ek weet van reghoekige driehoeke, is X op C ons nou die kos van watter hoek? Nou, ek is in die geel driehoekie. Kos van 180 grade minus B, dis waar ek is, dis waar ek dit vandaan kry. Kry dit die geel driehoekie. So dan beteken dit ons nou dat X gelyk is aan C maal, nou goed, wat is die kos van 180 grade min B? Dit is min kos B. Uiteindelik staan hier min C maal kos van B. Ek kan dus nou in my vergelyking waar ek X gehad het, onthou net nou as die X gehad, waar ek die X gehad het hierso skryf,
Het ek nou weer 'n x hierso, en daai x kan ek net in sy plek gaan vervang, en as ek in sy plek in vervang, dan kry ek dit weer b kwadraat gelyk is aan a kwadraat plus c kwadraat, en nou, ek sou gesê het plus 2ax, maar nou weet jy, ek sien daarbo, die plus kan 'n minus word, en die x, die vervang ek nou met c cos b, allemaal maal met mekaar. So daar het ek die kosformule ook gaan bewys vir 'n stomphoekige driehoek. Dit is baie belangrik in die eksamen dat jy sal weet waar word watter lyn getrek. Waar word watter lyn getrek? Nou maar vir daai. En want jy kan nie gaan as hulle vir jou vra. Jy kan nie as hulle vir jou gaan vra watter lyn wil jy of watter hoek wil jy bewys, dat jy net kan sê maar jy gaan nou cos a gelyk aan a kwadraat gelyk. As die stelling sê dat jy b kwadraat moet bewys, dan moet jy b kwadraat gelyk aan a kwadraat plus c kwadraat minus 2ac maal die kos van b moet jy eindig mee. Goed, dit is net die bewys van die kosformule vir 'n stomphoekige driehoek.